Ek wil hê vandag, jy probeer is terug in die skool, en as jy nou sê, hoe kom so sê, dis 'n godsdienst onderklas, jare terug, want ons gaan 'n bietjie op 'n ander manier vandag klas gee. Maar voor ons gaan ons tyd die oë. Baie dankie Here dat ons vandag hier saam kan wees in begin van die nuwe jaar. Dankie vir al die seëninge. Dankie vir al waarvoor ons dankbaar kan wees. Dankie vir vriende, familie, kos en klere, dak en kop, soveel voorregte Here. Ons het dankie gesing en daar is soveel dinge waarvoor ons dankie kan sê. En ons vergeet dit baie keer. Kyk ons vas in ander dinge is vergeet van die dankies. Here, ons vra U ook vandag so seën hier so die boodskap om dit teenwoordig. Seën ons almal, ons familie en vriende. Dankie vir U genade. Dankie as ons in hande kan stel. Ons bid in Christus naam. Amen. Dat so sê, jy is terug in die skool en dit is soms lekker om terug te dink. Nou wie van julle, ek wil kyk, die pamflette, dat is een pamflet wat verkeerd om afgerol is, as jy hom omdraai, dan is die ander kant agter. Wie van julle dit nie? As jy omdraai, is jy ons gehoor. As jy nie gehoor het omdraai, is jy ons gehoor. Iemand soort pamflet, dat is een soort. Waarom kyk jy chocolate, as jy nie afgeskreef is? En dan het iemand nog een swart en wit ene. As jy swart en wit is, ek nog half jou met chocolate, jy is ook afgeskreef. Dankie, Adam. Kinders is afgeskreef, ons mag nie kinders afskreef in die skool nie. Baie lelijk onderwys vir hulle afgeskreef is dit te gee. Nou, onthou jy nog van jare gelede, ek gaan nie daarmee begin, maar dan moet ek nader kom weer. En ek gaan vir gou 'n foto wys, jy sal agter miskien herken, is nie baie duidelik daai foto nie, maar daar is ek in graad 7 in Hendrik Lou. En ek kom so kort, daar is net 'n plesie, en ek sit hier voorlangs, daar is langs, ek moet praat met ek daar so. In elk geval, daai meneer die plesie, het bestaan vir my elke dag op 'n skoolbesoek my pak slaag te gee. Maar, kom verduidelik hoekom. Ons het eendag 'n skoolinspekteur gehad. Dit was inspekteurs in die tyd. Nou die inspekteur, toe die dag instap in die klas, moes ek koes om in te kom. Dit is baie lang. Hy was ook nie maar nie. Nou ja, nou word ek voorgestel in die klas. En raai wat? Hy was voorgestel as, ons as klas moet as allemaal saam sê, goeiemôre meneer Klein. Iemand wat julle ken, maar ek nie naam nie, het gesê goeiemôre meneer Groot. En het my gehoor. Nou ek het groot geword in David, as jy iets doen met jou oom aan. Toe vra hulle, maar wie het gesê? En ek sê, nee, ek het het gesê. En toe begin die duplisie my uitvrees van die kant af. En hy het baie nog en sê, ja, dis nog ons plaaslike predikant se seun. Die inspekteur sê, maak nie saak nie, is net 'n kind. Van daai dag af, die duplisie elke dag my bakslaag gegee. Hy het dit net nie gehou daarvan, inspekteur om reggewys het. Maar ek onthou dit nog. En hy het nog uitgevang nog, ek het op 'n stadium was slim gewees, die David, binnenbande van karre. As jy 'n binnenband geknip in die grootte van jou sitvlak, jy knip gaatjies in hom. Jy sit hom in jou broek. En hoor jy sê daar nie, en hy absoluut van die skok vir. En ek het dit gedoen. En ongelukkig, ek weet nie of die wat bloe onthou nie. Ja, die wat bloe het geklik op een dag op my. Ja, toe haal die onderwyser die tjoep uit natuurlijk. En die spot natuurlijk, ek knip die onderwijs as 'n kaart, as 'n tjoepstuk uit of 'n meisie. Nou so, onthou ons maar allemaal goed van die verlede. Maar kom ons kom 'n bietjie nader aan die hede van verlede jaar. Ek het inspekteer, nou vertel ook nou, wat onthou jy van verlede jaar, van 2025?
Nou, ons is nie begin vir nuwe jaar. Ons gaan terugkyk, dis normaal om terug te kyk wat gebeur het, maar ons moet vorentoe kyk. Nou wil ek gou vra, as iemand is wat 'n volunteer, wat is ek geklas vandag, nie? Is nie 'n kerk vandag. Het iemand 'n mooie herinnering wat ek kan deel met ons van verlede jaar? Iets moois kan dit dan. Ek gaan vinnig begin net te noem. Ons het 'n vakansie gewen, toer in die land. Amper vir 'n video gewys uit Fofiesland nog. Maar ons het dit gewen, dis lekker. Baie interessanthede. Iets wat ons altyd sal onthou. Yes. Ons het teruggekom verlede jaar 8 Januarie teruggekom van Maleisië af. Terug van Maleisië af. Right, ja, kom. Ons het baie teruggekom. Dis ons aanwins. Ons het verlede jaar ons 20ste herdenking gevier. 20ste herdenking, wel gedaan. Baie geluk. Maar ja, ek bly ons nog uit. Ja, dat is wel moeilijk. Ek weet vir alle mense wat deel nie, maar so dat almal een van die herinnering van die jaar, is toch moois of goeds was of lekkers was. Almal vir ons het dit. Maar ons is so geneig om dit te vergeet. Ek weet, Willie praat altyd van ook 'n dagboek, want God jou gebede beantwoord. Nou, ons het ongelukkig ook, behalwe goed hoe dat glimlag, dit is ook goed dat hartseer is, goed die ons seer gemaak, pyn en goeders. Wat is seer? Sommige mense weet ek het gegaan vir die operasie. Sommige mense slegte nuus gekry. Weet mense ons ken die slegte nuus gekry oor kanker byvoorbeeld. So dis iets wat mense altyd graag deel met mense nie. Mense geneig om dit terug te hou. En dan krop dit op. Ek weet ook iemand is wat iets wil deel daaroor dalk nie. So die positief uitgewerk. Nou goed, ons almal gaan met iets kan onthou. Wat iets nie reg geloop het nie. Iets nie was soos het moet wees nie. Teleurstelling, verliese, ons almal het sulke dinge gehad, een van 'n stadium. Pyn. Maar onthou met daardie spesiale ding wat God vir jou gedoen het. Is daar iemand dalk iets noem wat God spesifiek vir jou gedoen het? Is daar iemand dalk noem? Wat is ook nie, ons is, ek dink hier maak baie keer die fout. Ons is geneig om net te kyk na die groot goed. Nou vergeet die klein goedjies. Dit klink miskien nou simpel, maar ek kan nou dat ek haastig gewees. En die robot is al voor, ek sê, asseblief, laat hy net groen bly, en toe bly hy groen. Dit klink nie simpel, maar baie keer doen God dit vir ons. Ons is geneig net die groot goed te verwag. Ons moet dan die klein mis doen. Baie van die klein goedjies. Baie klein goedjies, ja. Wat jy agterna dink, maar ek sou dit nie kon doen as dis reg, ja. Het is ons geneig om dit mis te kyk. Sy was 'n stem van Engeland hoor met water. Ek het soos gedoen, Lisa, as jy water. Maar ek sal dit volgende jaar Desember so. Jy kan nou sê dis hierdie jaar. Ons hier al op 'n klein plaas nie. Wanneer ander mense iets goeds vir jou gedoen, wel, ek kan volgende keer nog aanhaal kyk. Maar hierdie jaar doen mense vir ons dinge, wanneer jy laas iets goeds vir ander mense gedoen, en agterna nog 'n glimlag in jou hart, omdat jy sien, die maak die persoon gelukkig. Dink net 'n bietjie terug met die goed. So ons is geneig om net op die negatiewe te fokus. Okay. Nou, ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse. Ek gaan gou 'n storie vertel. 'n Keuse. Julle ken hom dalk, maar kom ons gaan deur die storie. Ons gaan dit voeg so wat gebreek het, maar kom ons gaan die storie eers. Daar's tye in mense lewe wat iets in sekondes jou lewe totaal kan verander. Goed of sleg. Dit is maar altyd so, werk so. Jy het dit nie beplan nie, dit gebeur, en dan raak jy ongeduldig, jy seer, wat ook al, maar dit gebeur, maar goed. Hier was 'n man, hy was 'n restaurant-eienaar, ons bestuurder, jy is dan bestuurder, en gewone man,
plus getrou, werk gedoen, en een dag, by die werk, storm daar die 2 mans in, met wapens in hand. En die 2 mans, die kon duidelik sê, hulle was daar, een rede, en dis om natuurlijk geld te steel. Dit is geld te beroof. En hulle eiste die geld natuurlijk soos verwag. Resort-eienaar besef, geld of sy lewe, gee my die geld. Sy lewe is meer werd. En hy gee die geld. Geen weerstand nie, geen helder dade nie, hy gee die geld. Maar net daar, in die blauwe tyd, skiet hy om. Die 1 skoot is maar 2, 3 skote. En daar lê hy op die koue vloer. Hy voel die krag as hy bene uitgaan. Hy voel die swak raak. Hy voel hoe hy duiselig raak. Hy voel hoe die lewe uit hom uitvloei. Maar, hy vertel self die storie. Hy sê ek het 2 keuses gehad. 1 keuse. Ek kon ingee op die pyn en weggaan en ingee en sê, dat ek maar doodgaan. Of, hy kon daar stemming wat in hom geskree het, gaan dood, wil jy stil maak en sê, nee, ek wil lewe. En hy het dan ook besluit, ek gaan lewe. Ek gaan nie panieker raak nie, ek gaan fokus daarop om te lewe, om kalm te wees, asem in, asem uit. In rustig, op die kalm bly. En hy het gefokus op die asemhaling sodat hy die lewe kan bly. En toe besef ek ook nog verder, ek moet vastbyt. Hy het geweet, as hy nou ingee, is dit verby. Maar hy het gekies om te lewe. En hy sê, ek gaan leef. Die ambulans kom, sirenes is aan, blauw ligte flits, rooi ligte flits, al die ligte flits, en hulle laai hom op en vat hom hospitaal toe. En die dokter kom uitgehaald, natuurlijk by gurneys in Engels sê, laai hulle hom, daar stoot hom in, hy het bloedverlies, inwendig beserings, hy is kritiek. Een verpleegster buig oor hom, en vraag vir meneer, is jy allergies vir iets? Hy antwoord terug, dus aan sy swak sê, ja, koels. Hulle sê nie humor raak, dat die man, te spyte van sy ergste toestand, nog kon sê koels, en nie is anders te nie. En hulle sê, dit gee toe vir hom, die man wil lewe. En dit beteken dat 'n positiewe ingesteldheid. En die dokter het ook vir hom gesê vir 'n operasie, ons sal ons bes doen, maar die beserings is baie ernstig. Ons weet nie, jy is kritiek. En hy staan nou weer voor 'n keuse. Vrees of geloof? Gaan ek glo, gaan ek uitkom, of gaan ek maar vrees, ek gaan dit nie maak nie. Keuses. Nou, hy het weer eers nie gekies om te sê, dit is verby, en hy het gesê, ek wil lewe. Ek gaan glo, ek gaan uitkom. Hy oorleef die operasie, maar toe begin die stryd nog meer. Maar nou sê in rehabilitasie, hy moet eers deur behandeling gaan en spiere en alle goed die terugkry en sovoorts. En die flashbacks van die gebeurtenis wat terugkom, nagte wat kan slaap nie, woede, hoekom het hulle dit vir my gedoen, wat het hulle, ek het wissend gedoen, hoekom het geskiet, ek het die geld gegee. En mense vraag om vir hom, maar is jy nie bitter nie? Hoe kan jy hulle ooit vergewe? En hy sê, hy het 'n keuse gehad, om te vergewe of nie te vergewe. Ek het gekies om te vergewe, want bitterheid, so hy vastgebind het en vastgehou het. En is om vastgebind het na die koers wat my getref het. En ek gekies, ek wil lewe. Die bitter wees, die keuse. So hy het gekies om te vergewe. Dit was nie maklik nie, maar het was homself die beste gewees. En dink 'n bietjie daaraan. Al het hy nie daai boewe vergewe nie, sou dit van die enigste geraak het? Nee. Hulle is met die lewens aangegaan het, nie saak gehad of hulle vergewe het of nie. So hoekom het hy vergewe? Vir homself, vir sy eie beswil.
Jare later, wanneer hy sy storie vertel, sê hy, ek kon kies wat met gaan gebeur. Ek het die keuses gehad. Maar ek het besluit, ek gaan lewe. En ek het nou besluit, elke dag gee die lewe vir ons 2 keuses. Om 'n slagoffer te wees, of 'n oorwinnaar te wees. Almal vir ons het daai keuse. En ons moet kies. Ons het 2 keuses. Ons het verlede jaar, in 2025, almal vir ons, dinge met ons gebeur. Positiewe dinge, negatiewe dinge. Wat kies ons? Nou ons vas in die negatiewe. Nou Paulus het geskryf, maar nou moet ek jou gou die slides aangaan, nee. Ok. Paniek of kalmte, lief of dood, vrees of geloof, dis die keuse wat ek gehad het. Eers paniek of kalmte op die vloer gelê het, lief of dood op die operasietafel gelê het, vrees of geloof, en sê, ok, right, ek wil lewe, ek gaan glo gaan beter raak, bitterheid of vergifnis. Nou van die Filippense staan daar, ek vergeet wat agter is. Wat hy moet terug? Wat in 2025, wat gebeur gaan jou terughou? Ek steek my uit na wat voor is. God het ons 'n nuwe jaar gegee, 'n nuwe begin. Steek uit na die jaar met afwagting, opgewondenheid, of dat maar net nog 'n jaar. Keuses. Filippense 3:13 sê, vergeet wat agter is, ek steek my uit na wat voor is. Dit is wat ons moet doen. En hier sê teks soos duidelik, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, ek steek my uit na wat voor is. Nou, onthou net, Paulus sê nie hier weer, daar het nie slegte dinge gebeur nie. Dit Paulus was in tronk toe dit gebeur het, is nie tronk. Hy ignoreer dit nie dat hy tronk was nie. So, hy ontken nie die dinge nie, maar hy weier om vasgehou te word aan die slegte dinge. Wat van jou? Gaan jy weier om vasstel aan die slegte dinge van die verlede? Selfs dinge wat 20 jaar terug gebeur, kan jy nog steeds bid. Of 30 jaar terug kan jy bid. Daar die tipe dinge moet jy God se voete gaan lê. En wanneer jy dit doen, en sê, Here, hierso is dit. En dan gee jy daar neer, stel jy terug, Here, ek het vir u gegee, hanteer ek asseblief. Here, ek het gegee. Jy doen niks, ek vind maar weer terug. Nee, hoe nie. Los dit punt. Los dit punt. Hy sal dit hanteer. Want ons word gebind in die verlede. Daar is baie dinge in my lewe wat ek vandag weet. Die goedjie is, dit is wat gebeur in die verlede, dis hoekom ek vandag so maak. En mense moet oppas daarvoor, want dit kan negatief inwerk op jou lewe. So wat 'n herinnering of pyn, of 'n leerstel keer jou om vorentoe te kyk, en vorentoe te beweeg. Of hou jy van 'n vasstel op die negatiewe dinge van die verlede. Ek sê nie, jy sal altyd vergeet nie. Maar moet dit nie afstof en mooi maak en dit poleer nie. Moet nie maar vassel nie. Jy kan nie altyd vergeet, dit is wel so. So, dink 'n bietjie, wat is daar wat jy moet los? So dat jy vorentoe kan kyk en vorentoe kan gaan. Wat is daar wat jy moet los? Nou goed, God sê nie, jy mag nie onthou nie. Hy sê net, nie daar bly nie. Nie in die verlede bly nie. Die woord van God roep ons dan ook om te fokus. Daai teks het jy afgesny daarso. Die teks wat sê, dis in Filippense 4:8. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, bedink dit. Fokus op die positiewe. En daai teks is hier afgesluit. Onderkant, waar lees Jesaja 43:18. Moenie dink aan die dinge van voor nie. Let nie op die dinge van verlede nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Vertrou God. Daar's nog teksverse, ek dink dit almal op die slideshow gesit nie, ek weet nie. Maar
Nog 'n teksvers in Hebreërs 12 vers 1, laat ons elke dag die las aflê en die sonde ons so maklik verstrik en met volharding die wet op hardloop wat voor ons lê. En ander dit het die sonde van die verlede los dit en hardloop die wet vorentoe. En sien daai teks is ook nou afgesny. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê hardloop ons. En in belofte Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles wat meewerk, die goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Glo ons dit? Glo ons dit werklik? Want soms kan God 'n negatiewe ding gebruik en iets positief daarvan maak. Daar is bekende mense vandag wat slegte kinderjare gehad het, maar fantastiese leiers vandag is. En dink 'n bietjie. Sien nie almal van ons gaan fantastiese groot leiers wees nie, maar ons elke waar jy in jou plek is in jou werk waar ook kan vir God leef en kan gelukkig wees ten spyte van jou verlede. So, moenie maak so niks gebeur het nie, al is die redding gebeur, maar jy het twee keuses. Of jy verlede gaan vastkyk, en of jy vroeger gaan kyk. In die verlede gepraat, kom terug in my skool daar Hendrik Lou weer eers. Ek was in, dit is graad 4 of 5, nee, staan is 4 of 5. Toe in die kunstklas, die eendag kinders weet het was nie, maar onthou, daar het ons passers gehad, die steekpassers en so. In die kunstklas, gooi kinders in pas en ander been. Ja. Jy wil kies of ek groot saak te maak, en wacht, dis nie die lewe gaan aan. Dus allemaal het sy goed oorgekom. Wat kies jy? Ek wil vir jy gou vir oor stil raak. Oor sluit die oor, raak met jy stil. Jy stel vir twee keuses vandag. Nie môre nie volgende week nie, ons kyk nou na vandag. Ons nog kyk, daar tekens in die Bybel vir ons sê, nie vashou nie verlede nie, kyk vorentoe. Ja, daar is dinge gebeur het, ja, maar sit in God se voete, los dit daar, kyk vorentoe, so jy vol kan lewe. Nou jy kan besluit, jy kan die pyn van saamvat van verlede jaar in 2026 in. Of jy kan vandag by die Here los. Dink 'n bietjie oor wat is daar wat met jou gebeur het verlede jaar, wat jy in God se voete wil plaas. Plaas dit aan sy voete. Los dit by die Here. Jy kan bly fokus op wat gebreek het, of wat verkeerd gegaan het. Of jy kan begin fokus op wat God wil bou. Miskien sit jy vandag hier en jy besef, ek het nog 2025 so pyn in my hart. Ek word nog gebind. Miskien is dit teleurstelling, verlies, bitterheid, vrees, ongeloof, skuld, moegheid, of miskien jy hoop net doodgeloop. Daar is dit, dink 'n bietjie. En dan sal ek goeie nuus. Jesus sê vandag vir jou, in Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal jou rus gee. Glo jy dit? Kies jy om dit te glo? Of kies jy vast aan die verlede? As jy vandag voel, ek wil die verlede los, die verlede wat my so bind, ek wil 'n nuwe jaar wat opwindend gaan wees, wat vol geloof en vrede gaan wees, ten spyte van dinge wat verkeerd kan gaan. As jy die verlede wil los, as jy in stap in 2026 met geloof, dan nooi Jesus jou om hom te kom. Gaan na hom toe. Bid. En as jy wil ook, hier is heel wat van die gemeente die dit bereid of jy te bid maak. Kom na die diens, gesels met iemand. Sê vir die persoon,
ek het hierdie probleem, dit sal met my. Kan dit 'n minuut of 2 vat, hoeveel ure te vat? Maar kom praat met iemand na die tyd. Nie om die swak is nie, of nie, maar om die eerlik is. Om jy besef, dat dinge met jou bind. Nie om jy alles verkeerd gedoen het nie, maar om jy wil sê, Here, ek wil nie vaststeek nie, ek wil vorentoe gaan. Ek wil vir u lewe. Dis nie om jy te veroordeel enig iets nie, is 'n plek van 'n keuse. Jy het 'n keuse vandag om te kies. Wil ek gebind wees, of wil ek vorentoe gaan? 2 keuses. Wil jy kies? Ek vergeet wat agter is, en ek strek my uit wat nou voor is in 2026. Dis jou keuse. Kom sluit die oë. Dankie Here dat ons kan dink aan die verlede, die mooi dinge wat onthou. Here, u weet ook daar's negatiewe dinge wat seer gemaak het. Daarvoor ons om nie daardie gebind te wees nie. Daarvoor ons om ten spyte daarvan vorentoe te kyk, om daardie dinge in u hande te los, en waar nodig om te vergewe. Daarvoor ons om 'n opwindende, gelukkige 2026 te hê. Daarvoor ons om vorentoe te kyk. Daarvoor ons om dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal bid. Daarvoor ons familie, vriende ook, Here. Dank dat u die woord vir ons sê, dat ons nie kan kom, om ons vermoeid en belas is, dat u gee rus. En u het ook gesê, in Johannes 10 vers 10, u Here Jesus is u gekom, dat ons vrede en vreugde kan hê, ten spyte van moeilike tye. Dank dat ons self die hande kan stel. Dank dat vir elkeen wat hier vandag kan bid, en vir die geliefdes kan bid, dat u vir ons sal help, dat u vir ons sal seën, dat hulle baie lekker 2026 sal ervaar. Help ons ook, dat ons die 2 keuses het, dat ons die regte keuses sal maak. Dankie dat u vir krag en genade gee, dat die Gees in ons is. Here, steek elkeen ons na huis toe gaan, sien ons familie vriende ook. Ons bid in Jesus Christus naam. Amen. Dankie. Dit iemand is nog gedede dalk miskien nie vir ons klaar maak. Niemand is so deel dalk nie. Nou is die klas. Okay, die klas is vandag. Ek gaan 'n pause hou.